Die afgelope tyd praat ons baie oor projekte in die kerk. En daar's baie mense wat baie graag betrokke wil word, maar nie heeltemal weet wat hulle moet doen nie. So, om ons 'n bietjie meer inligting te gee, praat ons met 'n paar oulike mense wat reeds van die projekte aangepak het. So Amanda, jy was by een of ander projek betrokke. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ek's in die polisie, ek's by kinderbeskermings, gesinsgeweld eenheid, en 'n kerk het op 'n stadium by ons betrokke geraak. Uit die aard van die saak is ons eenheid nie 'n baie groot eenheid nie, ons was op daai stadium al omtrent 45 mense. Hulle het by ons betrokke geraak, vir ons onder andere bygestaan met baie keer het hulle net kom gesels. Hulle het vir ons baie gebede gedoen, wat vir die mense regtig baie beteken, meer as wat hulle ooit kon besef het. Baie keer het hulle net vir ons koffie gebring, cupcakes gebring, 'n bietjie met ons gesels, en dan is hulle so 'n uur besig en dan is hulle weer weg. So, dit het baie vir die mense beteken in daai opsig, en ook in die ander opsig het hulle baie kere gekom en met ons kom gesels. Hulle het met ons kom gesels oor finansiële beleggings, daai tipe goedjies. Toe het hulle op 'n stadium gekom en vir ons 'n kort sessie aangebied, gebed, 'n bietjie met ons gesels, en toe het hulle ons uitgenooi as ons individueel wil gesels met van die mense, en die wonderlike ding daarvan was dat 2 van ons mense toe tot bekering gekom het, en dit op sigself het regtig, dink ek, die doel bereik wat hulle wou bereik het, en hulle het 'n merk gelaat by ons. Dit was klein goedjies, maar dit het 'n merk gelaat by ons. Okay. Hoe gereeld min of meer het hulle gekom? Hulle was so elke 2 maande. Maar baie keer het hulle net vir ons byvoorbeeld gereël dat ons kon gaan action cricket speel by 'n plek. Okay, so dit was nie alles net geestelike goeders nie. Hulle het klein goedjies ook gedoen en sosiale goeders ook met julle gedoen. Ja. Hulle het vir ons, vir elkeen van ons, ek het 'n boekie nou nog wat hulle vir my gebring het, penne, 'n polisiebeampte soek altyd penne. Ja. Penne, sulke goedjies wat hulle vir ons gebring het, en partykeer net 'n kaartjie. Jy het op 'n slag gesê, hulle het een oggend toets julle uit teelepels uit, toe bel julle een van hulle. Dis reg. Hulle het eintlik gekom en vir ons gevra, wat het ons nodig, en iemand het 'n grap gemaak en sê, ons is uit teelepels uit. En toe kom hulle daaraan met vir ons teelepels gebring. Hulle het op 'n stadium vir ons elkeen 'n beker gebring. Almal was ingesluit op ons eenheid, van die skoonmaker tot die bevelvoerder. So dit was die regtig baie lekker ervaring geweest. En het dit vir julle eenheid iets beteken? Baie meer as net teelepels, meer dink ek as wat hulle ooit kon besef het. En hulle sou baie kere vir mense net 'n boodskapie gestuur het. Ons dink aan julle, ons het vandag vir julle gebid. 'n ander kerk wat nou onlangs by ons betrokke geraak het, hou elke liewe jaar vir ons gebedsdiens, waar ons nou uitgenooi word, is in Kaapstad, en hulle elke liewe jaar vir ons gebedsdiens. Sure. En oor hoe lank tydperk is die mense betrokke by julle? Die vorige kerk was omtrent 'n jaar en 'n half by ons betrokke gewees, en ons uit die aard van die saak ken ons nou nog van die mense, en die kerk wat vir ons die gebedsdiens hou, hulle hou basies net vir ons gebedsdiens, en meerendeels versorg hulle dan ons kliënte in 'n sekere sin, ons slagoffer, en hulle is nou 2 of 3 jaar by ons betrokke. So dis nie net die mense kom in en hier's ietsie en daar gaan hulle nie julle stap 'n pad saam met hulle? Ja. Okay. Baie dankie vir die geselsie. Dis hier.